van die groepie leraars wat ons dan gekies het op die kortlys. En dit is Dominee Christo Schoeman. Christo, ek wil vir jou sê baie welkom. Jy kan maar rustig sit, want ek gaan nou 'n klomp dinge van jou sê hier agter, terwyl jy hier agter sit. Ek wil so 'n bietjie vertel van sy lewe. Christo hy kom van Delareyville af. Hy is leraar by Delareyville Oos, NG Kerk Delareyville Oos, en hy is getroud met Natasha. Gaan nou 'n bietjie meer sê oor Natasha. As ons kyk na Christo se lewe, hy is gebore die 20ste van die 5de maand 1976. Hy het sedert 1997 het hy in die IT bedryf gewerk, en sy teologiese studies begin hy in 2011. Hy is gelegitimeer in 2016. Daarna is hy na die NG Kerk Markwart toe in 2017 en na Delareyville Oos in 2020. Nou, Christo is in 1998 getroud met Natasha. Haar van was toe van der Berg, en nooiens van, sy is nou Schoeman. Hulle is al 26 jaar getroud. Haar beroep is, sy is 'n takbestuurder by FNB, so as jy enige geldprobleme het, kan jy met haar praat. Hulle is geseën met 3 pragtige kinders. Eliska is gebore in 1999, Nadine is gebore in 2001 en Christo is gebore in 2004. Eliska is intussen getroud in 2021 met M.J. Harof en is geseën met 'n pragtige dogtertjie van Ansia wat in 2023 aangekom het. So eintlik is hulle twee oupa en ouma. Ek sê maar net, dit is vroeë oupa en ouma wat hier agter ons sit. Christo geniet goeie gesondheid. Sy stokperdjies is golf. Johan, daar's vir jou golfmaat. Golf. Ook 'n goeie atleet wat so gereeld as moontlik draf, en hy's ook lief om aan marathons deel te neem, ultramarathons. Hy het reeds 7 Comrades medaljes ook gekry. So hy's fiks. Sy akademiese kwalifikasies, hy het sy MDiv en sy BTH ontvang, en hy het al sy grade met lof ontvang. So hy's boonop nie net vinnig nie, hy's ook slim. Dis so die belangrikste, hy's 'n mens, hou daarvan om met mense te werk. Ek het net so die belangrikste dinge genoem uit sy aansoek wat hier voor my lê. Kyk of ek nog iets hier kan kry. Ja, hy's baie lief. Ek het genoem lief vir golf, draf, stap, enige plek in die natuur. Hy's ook lief vir lees. En behalwe sy teologiese kwalifikasies en jare in die NG Kerk, was hy so 20 jaar in die IT bedryf. Baie welkom hier by ons. Christo, ons sien uit daarna om te luister na die woordverkondiging. Jy moet nou nie senuweeagtig wees nie. Dis goeie mense wat hier voor jou sit. Hulle is al die tipe dominees gewoond. En so jy kan ontspan, en hulle verdra my ook wat baie flops maak. So wees rustig en geniet dit. Baie welkom. En mag die Here vir jou seën, hoor. Dankie
Dominee Willem. Goeiemôre almal. Ek wil nou vir julle sê welkom, maar ek is nou so goed verwelkom hierso. Ek voel nou al tuis. Ek dink ons kan sommer nou maar net uitgaan en gaan koffie drink. En dan kan ons mekaar nog beter leer ken. Ek gaan dinge vanoggend nou dalk so 'n bietjie anders doen as wat julle gewoond is. En ek seker soos Willem ook nou gesê het, julle is gewoond aan enige soort dominee. So en julle het gehoor ek was nie altyd 'n dominee nie. So partykeer doen ek dinge maar so 'n bietjie anders. Maar wat vir my wonderlik is om hier te kan wees. Ek is nie op my senuwees nie, want vir my is dit 'n absolute voorreg om die woord van die Here enige plek te kan bedien. En toe ons vanoggend hiernatoe ry, toe sê my vrou nogal sy's op haar senuwees. Toe sê ek van nee, toe maar sy hoef nie 'n onderhoud te doen nie. Die onderhoud is met my. En vir my, ek is nie op my senuwees nie, want soos ek sê, dis my voorreg om hier te kan wees. Maar so wil ek ons herinner daaraan dat ons hier is in die teenwoordigheid van die Here. Almal van ons het nou so 'n bietjie van ons tyd afgestaan. Ons het gesê ons wil graag hier wees vir oggend. Die Here het dit ver oggend toe jy dalk opgestaan het, dalk gister al, dalk vroeër in die week, het hy dit op jou hart gelê en gesê jy moet vandag hier wees. Miskien is jy hier omdat iemand vir jou gesê het jy moet hier wees, maar miskien is jy hier omdat jy daai stemmetjie binne in jou gehoor het. So terwyl ons so saam is, besef ons is hier in God se teenwoordigheid. En daarom gaan ons gaan eers net so bly sit en dan gaan ons 'n lied saam sing. Ek het nou klaar weer vergeet. Ek het aanvanklik 'n lied opgesit en toe sê hulle nee, hulle ken hom nou nog nie goed genoeg nie. So terwyl ons so sit, kom ons besef ons is in God se teenwoordigheid en dan sing ons rustig saam. Wees stil en weet ek kan steen. Ek spreek en wil en hoor dan. Ek sal op jou getrou bly. Wees stil en weet ek kan sien. Kom ek sal vir jou wees. Wees stil en weet ek kan sien. Bly waken for the by jou so sing by jou. Wanneer ons die votum en die seën so begin met 'n erediens, selfs soos wat die lied ons ook nou eintlik bevestig en ons herinner het, en ons besef dat alles hier, hierdie tyd is ons spesiaal in God se teenwoordigheid. Dit gaan oor hom. Daarom, daar waar jy is, kom ons word net vir so 'n oomblik stil. Kom ons sluit die oë en ons laat alles net eers bietjie rustig raak. Jesus Christus is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewe beeld van sy wese. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord. En nadat hy die reiniging van sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogste. En Jesus het gesê: Ek is die weg en die waarheid
en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Amen. Daarom, in die teenwoordigheid van die drie-enige God, kom groet hy julle vanoggend met die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God, die Vader, en Jesus Christus, ook God, die Seun, en God, die Heilige Gees. Die vrede wat jy nou net aan ervaar het, ek weet, Willem het nou gesê, jy moet vir die mense vra, waar is jou buurman? Maar die vrede wat jy nou net ontvang het, is iets wat jy nie vir jouself kan hou nie. Dis iets wat ons met die hele wêreld moet deel, en juis in hierdie tyd wat ons nou in beweeg, is amper Kersfees, wil ek graag hê, ek weet nie of julle dit gewoonlik doen nie, maar daar waar jy is, staan op, en dan groet jy elke persoon so om jou, met die woorde van vrede. Kyk maar net vir hulle, as jy nie 'n hand wil skud nie, dan sê jy net vir hulle, hoorie, vrede vir jou. Maar staan op en groet mekaar met die woorde van vrede. Gewoonlik daar by ons, dan weet die mense nie of hulle nou weer moet sit en of hulle moet bly staan en of ons nou gaan sing of nie. Julle kan maar weer sit as julle klaar is. Is dit nie lekker om so tot seën van ander te wees nie? Om mekaar te groet met die woorde van vrede. Om God se vrede ook so te ervaar van iemand anders af nie. Nou nie gewoonlik nie. Partykeer lees ek 'n wetgedeelte. Partykeer lees ek 'n Psalm. Vanoggend wil ek graag die twee sommer so kombineer. Ek weet nie wie van julle het onlangs Psalm 1 gelees nie, maar Psalm 1 herinner ons nogal aan baie dinge wat belangrik is. Ek het dit nou nie op die skyfies nie, maar ek gaan dit sommer net so vir julle lees, net so 'n paar verse wat ons moet besef. Gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg, nie op die pad van sondaars gaan staan en nie in die byeenkoms van spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. So is die goddeloses nie. Inteendeel, hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Daarom sal goddeloses nie kan opstaan tydens die regspraak of sondaars in die byeenkoms van regverdiges nie. Ja, die Here dra sorg vir die pad van die regverdiges, maar die pad van goddeloses loop dood. Hoe wonderlik is dit dat ons die God van alle eeue mag ken, en dat ons sy wet kan ken, dat ons sy woord het vandag nog, dat ons elke dag daaroor kan dink, dit kan lees, en dat hy self, deur sy gees nog elke dag met ons praat daarmee. Hoe wonderlik is dit dat ons dit kan bely. En daarom kan ons nie anders, wanneer ons dit besef, kan ons nie anders as om uit te bars in vreugde en lof nie. En daarom gaan ons nou saam met die lofprysingsgroep, saam met die sanggroep, gaan ons 'n paar liedere sing tot lof van God. Ons staan. Kom ons staan. Vanuit die hemel is gebring die boodskap waarvan ek sing. Gebore is die Christus kind, wat julle in 'n krib sal vind. God bring aan ons koning, Jesus Christus ons Heer. Jesus vrede, Jesus blydskap, ons sing blyd vir U. God stuur sy seun op aarde,
Om minste word die hemel heer. Hy kom ons van ons skuld bevry en vir die feesmaal voorberei. Ons bring hulde aan ons koning, Jesus Christus ons Heer. Is ons vreugde, is ons blijdschap, ons in juich en die. Ons wordt weer met hart en mond, gedenk aan die verbond. U geest maak ons vrij, ons sing ons dankgesange bly. Ons bring hulde aan ons koning, Jesus Christus ons Heer. Is ons vreugde, is ons blijdschap, ons sing juichen die. Die Heiland is geboren, soos U reeds voorspel, daar in die stad van David, waar hy Immanuel met blye hemelkoore, al ons juich en sing. Ons Heiland is geboren, dis hy wat redding bring. Die lig kom na die wêreld, in Jesus Christus sien. Uit liefde vir die mens, dan bly as diensknegt hier. So lief het God die wêreld, hy gee vir ons sy seun, so word hy ons verlosser, ons middelaar en steun. Om alle trouwens, vrolijk en vol vreugde, o komen die geest nou nabij, niet leer. Daar de kind wat ons zal geboren, kom en kom daar
aanbidden, onbuig daar en aanbidden, voor Jezus die gekend is geboren. Loof die God van liefde, Hij kom ons verlos, Hij is wonderbaar. Gods man en sterke, God en vorst van vrede. Ons buigen blij aanbidden, ons buigen blij aanbidden, ons buigen blij aanbidden. Ons zingen, om lof zingen. Ja, van mijn hart wees strong. The sun no sleep you said, and is a drum. I love you, I love Ons prijs je en aanbidden, ons prijs je en ons prijs je en aanbidden, gezocht in die. Baie dankie. Hoor julle almal sing baie mooi. Dankie vir julle en julle het jy een van julle al hier gestaan, ek weet Willem het nou al baie hier gestaan. Het een van julle al hier gestaan en gehoor hoe klink dit as almal uit volle bors sing? Dit was baie mooi. Kom ons sluit die oë, kom ons bid saam. Here, hoe wonderlik om u lof te besing, om te kan weet dat u gekom het, u het mens geword en u het onder ons kom woon. Here, vanoggend waar ons hier bymekaar is, wil ek vra dat u ons saam wees sal seën. Ja Here, waar baie van ons mense dalk al weg is met vakansie, waar die jaar na 'n einde se kant toe staan en waar dinge rustig begin raak dinge ook maar baie besig vir baie van ons. Daarom wil ons vra Here, gee vir ons die vrede. Wees saam met elke persoon wat vandag dalk nie hier kan wees nie as gevolg van watter situasie ook al, moeilike omstandighede, dalk gesondheid. Here, wil u met elkeen wees, wil u teenwoordigheid so sigbaar en tasbaar maak, sodat elkeen sal weet, u is self hier. Wil u, Heilige Gees, ook so in hierdie erediens by elkeen van ons wees en self in die harte van mense praat, sodat ons dit kan bewaar, in ons eie kan maak en kan neem na die wêreld. Seën ons saam wees en mag u verheerlik word in Jesus se naam. Amen. Nou goed, kinders, hoeveel kleinkinders is hierso? Is hier genoeg? Is hier genoeg? Want julle gaan my 'n bietjie moet help. Julle gaan agterkom, dis nou nie iets baie lekker vir julle om te doen vandag nie, maar ek wil hê julle moet my kom help. Ek wil hê julle moet almal hiernatoe kom en dan gaan ek julle 'n vraag of twee vra. Julle moet nou net hier wag. Net hier voor my wag. As daar groter kinders is wat nog klein voel, kan julle ook maar kom. Enige kinders onder 100 is welkom. Ja, enige kinders onder 100 is welkom. Goed. Ek wil nou vir julle vra, ek het nou 2 bokse hierso. En ek wil hê julle moet nou raai wat is in hierdie bokse. Ek gaan hulle nou skud sodat julle kan hoor. Wat dink julle is in hierdie bokse? Hierdie ene sê dit is 'n lugfilter vir 'n Nissan Qashqai. En hierdie ene sê assorted flavored crazy pops. Wat is in die bokse? Sweets,
geskenke, geld. Mense daar was geld hier. Nog? Wie wil nog raai? Koffie? Koffiebeker. Boek. Wat raai julle nog? Blokkies. Okay. Alright. Ek gaan laat julle nou eers wonder. Ek gaan nou eers neersit. En julle gaan nou moet wonder en julle gaan moet wag. Want daar's iets in daai bokse. Maar eers wil ek julle vertel van mense wat baie lank moes wag. Hoe lank dink jy julle moet wag om uit te vind wat daarin is? Toe maar, ek gaan nie laat julle te lank wag nie, hoor. Want julle moet as ek hier klaar is, moet al die jeug uitgaan voor ek vergeet. Vir julle afsluiting. Maar in Lukas 2 lees ons van mense wat hulle lewe lank moes wag vir iets. Het julle al in die Bybelse tyd gehoor, behalwe nou hier Abraham en daai mense en voor Abraham, hulle die mense het mos baie oud geword. En toe na dit toe word die mense nie meer so oud nie. Maar ons lees aan Lukas 2 van twee mense wat redelik oud was. Nou Simeon was die een ou gewees, hy was redelik oud gewees. Hy het sy lewe lank gewag vir Jesus om te kom. En toe Jesus kom, toe besing hy God se lof daar by die tempel. Toe hulle nou vir Jesus bring om volgens die Joodse tradisie natuurlik nou besny te word. En daar was 'n ander tannie gewees. 'n Profetes dink ek ook Anna of Simeon kan ek nou nie onthou was hy 'n profeet nie. Nee, hy was nie. Hy was net 'n ou man. As ek reg onthou. Maar Anna was 84 jaar oud. Is die enige mense ouer as 84 hier vandag? Dalk nee, niks. Of hulle ja, vrou sê nie hoe oud sy is nie, nê. Ja. Maar die tannie het so lank gewag. Haar lewe lank gewag vir Jesus om daar te kom. En toe hy daar kom, toe is sy so bly. En toe het sy ook juis daarso vertel van hoe wonderlik dit is dat hy gekom het. Hou julle van wag? Net julle hier staan. Is nie lekker om te wag nie. Wie hou van wag? As jy moet wag vir 'n partytjie, is nie lekker nie. En as jy moet wag vir jou verjaarsdag, is nie lekker nie. As jy moet wag vir Kersfees, verjaar jy vandag. So jy hoef nie te wag nie. Ja, lekker. Partykeer is dit lekker om te wag vir goed, nê. As jy net iets lekkers kom, so Kersfees. Lekker om te wag, maar partykeer is dit nie lekker nie. Wie van julle hou daarvan om te wag vir die tandarts? Hou jy daarvan om te wag vir die tandarts? En die dokter? En vir rapporte? Ek het geweet dit gaan so 50-50 wees, nê. Kyk, is nie altyd lekker om te wag nie, want partykeer verwag jy iets en dan wat jy kry is nie wat jy verwag het nie. Almal van ons weet as jy hard geleer het vir 'n toets en jy dink, "Ag, daai rapport gaan kom en mamma en pappa gaan so trots wees." Dan kry jy jou rapport en dan sê jy, "Ooh, ek het nie so hard geleer soos wat ek gedink het nie." En dan moet jy nou maar huis toe gaan en met 'n rooi gesig gaan sê, "Sorry. Dis nou maar wat gebeur het." Okay, maar wag julle nou lank genoeg? Julle nou kyk wat's in die bokse. Ek kom nou met julle een boks kies. Julle moet nou besluit wat se boks. Hierdie ene. Okay, julle gaan met hande opsteek. Julle gaan nou moet stem. Okay, wie wil hierdie boks hê? 1 2 3 4 5 6 7 8. Wie wil die boks hê? O nee, julle hierdie een het gewen. Jy kan hom oopmaak. Maak jy hom oop. 'n Papiertjie en een suigstokkie. Ag nee. Dis mos nou teleurstellend. Ai julle. Wie van julle Wie van julle weet hoe om te werk aan 'n kar? Om 'n lugfilter in te sit. Okay? Sal julle my kar se lugfilter vir my kan insit? Want dan kan julle maar hierdie boks vat. Okay, vat julle die boks, dan kan julle hom oopmaak en dan kan julle daai lugfilter vat en vir almal uitdeel, hoor. Daar val dit sommer nou. Deel vir almal wat julle wil uit, hoor. Alright.
Hier is nog een, hoor. Julle moet sorg dat almal kry, al die kinders moet ten minste kry, hoor. Alright, en dan is ek klaar met julle, baie dankie, dan kan julle weer gaan sit, hoor. Of dan nee, dan kan julle uitbeweeg, al die kinders kan dan vir ons uitbeweeg. Sien, dit was nou nogal iets anders geweest, die boks wat met lekker gemerk was as lekker, was nie lekker nie, en die boks wat nie lekker gemerk was nie, was toe lekker. Kinders, julle moet onthou, alles is nie altyd soos wat dit lyk nie, nê. En baie keer kry ons nie wat ons wil hê nie. Baie keer kry ons meer as wat ons wil hê. Al die kinders nou, daar kom nog so 1 of 2. Nou is dinge weer rustig. Het iemand anders daarom ook 'n suigstokkie gekry? OK. Ek is bly. Ek is bly. Ja, sonder om nou die hele preek weg te gee, wat ek eintlik vir die kinders daar wou leer is dat baie keer ons moet onthou dat dikwels word ons nogal aangenaam verras deur sekere dinge. Daar's toe nou nie 'n ligfilter in nie. Daar's toe vir hulle baie lekker dinge daar binne gewees. Voordat ons by ons skrifgedeelte gaan uitkom, wil ek hê ons moet net so sit en dan gaan ons lied 254 sing as 'n gebed voordat ons die woord van die Here gaan lees. Vanoggend se tema is verwag die onverwagte. En ek gaan vir ons lees uit Matteus 11 verse 2 tot 6. Ek het vir die wat dalk nou nie Bybel saamgebring het nie, het ek die teks ook maar daar op die skerm. Matteus 11 vers 2 tot 6. Ek het die 2020 vertaling gebruik. Sien almal het opgehou blaai. Ek lees vir ons. Toe Johannes in die tronk verneem wat Christus alles doen, het hy sy disippels gestuur om hom te vra: "Is u die een wat sou kom of moet ons iemand anders verwag?" Jesus het hulle geantwoord: "Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer en verlamdes loop en malaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die goeie boodskap verkondig. En gelukkig is die mens wat nie aan my aanstoot neem nie." Net tot sover uit die woord van die Here. Kyk, adventseisoen, dit begin vandag, die eerste Sondag in Desember. Adventseisoen is 'n tyd van verwagting.
tyd van wag. Dis hoekom ek natuurlik dat die kinders ook hier gestaan en wag het. Hulle wou so graag kyk wat in die bokse is, maar hulle moes so 'n bietjie wag. En kom ons wees eerlik. In ons moderne wêreld is dit moeilik om deesdae veel van enigiets te verwag. Dit is moeilik vir ons om met vars opwinding nog uit te sien na sekere dinge. Ons is so dikwels teleurgestel. Die kinders ook, die lekker goed boks oopgemaak en toe's daar een suigstokkie in en 'n papiertjie. Ons word net so dikwels teleurgestel. Wie van julle het onlangs 'n nuwe fliek gaan kyk? Het al die voorprente gesien en jy het gedink, "Wow, hierdie gaan een van die beste flieks wees." Tot jy uiteindelik die fliek sien, dan sien jy maar hy is nou nie so goed soos wat ek gedink het nie. Of dan is daar nou weer allerhande gemors daarin en dan sê jy, "Ag nee, gaan nou nie meer dit kyk nie." Geskenke, dis amper Kersfees. Geskenke verloor hulle charme na 'n paar weke, partykeer na 'n dag of 2. Jy het so uitgesien na iets spesifieks, veral as jy jonger is, om iets te ontvang en wanneer jy dit het, dan kom jy agter maar dis ook nou nie so wow nie. En selfs vakansies, die van julle wat dalk nou op vakansie gaan. Vakansies kan vir ons baie roetine begin voel, né? Ja, ons gaan elke jaar soontoe en ons gaan dit doen en al die familie kom en is nou weer Kersfees en dan moet ons weer baie kos maak. En dan moet ons die skoonfamilie ook nou weer sien en al sulke goed. Ons sien net nie meer uit na al hierdie dinge nie. Ons lewe in 'n wêreld waar verrassings skaars is en tegnologie het dit nog makliker, eintlik vir ons erger gemaak. Wie van julle het so baksteen gehad? Ja. Ek onthou ek het nooit vir my 'n Nokia gekoop. My eerste foon het ek in 1997 gekoop want jy het nie geld vir 'n kontrak nie. Ek het 'n Siemens S4 gekoop want hy's beter as die Nokia. Hy het 'n dag gehou, sy battery, en ek kon hom gebruik om die deur oop te hou. Ek kon hom gebruik om aanvallers af te weer. Ek kon hom gebruik vir 'n klomp goed. En ek kon bel met hom. Maar kyk hoe ver het dit gevorder. En nou, vandag se slimfone, vandag is hy nuut, môre is hy oud. So wat doen jy? Jy gaan vervang hom. Tegnologie het die buitengewone vir ons gewoon laat lyk. Ons kan weke vooruit die weer voorspel. Partykeer is hulle gelukkig verkeerd en dan word daar niks reën voorspel en dan kry ons dan 'n bietjie reën. Ons kan pakkies wat jy bestel het, kan jy betyds opspoor met tracking mos deesdae. Jy kan min of meer sien wanneer jou pakkie hier gaan wees. Die van ons, ek dink almal ken seker Takealot, nê. Jy weet, toe maar voor 5:00 vanmiddag gaan my pakkie hier wees. Tegnologie het vir ons gehelp met soveel dinge. En as jy nie 'n antwoord het nie, wat maak jy? Google. Ons kan antwoorde net so kry. En tog voel ons in al hierdie voorspelbaarheid 'n vreemde leegheid. Net so kan die Kersseisoen vir ons baie voorspelbaar wees. Ons het nou wonderlike liedere gesing, Kersfeesliedere, en ek het vir julle gesê dit was vir my so mooi om te hoor hoe mooi sing almal saam. Maar ons ken nie Kersliedere. Ons ken nie verhaal van Jesus se geboorte. En tog kan alles, as ons nou eerlik is met onsself, kan dit vir ons nog steeds 'n bietjie oorweldigend voel, want ja, dis rotine. Waar is die misterie? Waar is die wonder? Waar is die dae toe ons so klein was en so uitgesien het daarna? Ek was nogal verbaas vanoggend toe ek vir die kinders vra wie van hulle hou van wag. Dog hulle gaan almal sê nee, hulle hou nie van wag nie. En toe sê hulle nee, hulle hou van wag. Maar ja, kyk, hierdie was nie 'n nuwe stryd of 'n probleem vir ons om so teleurgesteld of om verwagtinge te hê wat uiteindelik nie vervul word nie. In Jesus se tyd was dit al klaar 'n probleem gewees. Daarso het verwagtinge met die werklikheid gebots en mense het begin agterkom dit wat hulle wou gehad het, dit wat hulle verwag het uiteindelik nie gebeur soos wat hulle gedink het dit moet nie. En ek wil hê ons moet vandag 'n bietjie nadink daaroor, oor hoe Johannes die Doper, hoe die Joodse volk en hoe ons ook dikwels teleurgesteld is in dit wat gebeur. En hopelik sal ons weer herontdek hoekom Kersfees
steeds 'n seisoen in 'n boodskap van diepgaande hoop is. Ons het eerstens gelees, kyk van Johannes die Doper. Dink ons is daar, ja, daar's hy. Ek is so gewoond om my eie skyfies te beheer. So ek moet nou heeltyd kyk. Johannes die Doper is daar in die tronk. Maar Johannes die Doper was geen gewone mens nie, hy was 'n profeet. Hy's geroep deur God om die weg vir die Messias voor te berei. Hy het 'n belangrike werk gehad en met Jesus se doop verklaar hy, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. En dan, waar ons gelees het, bietjie later in sy lewe sit hy in die tronk, al twyfelend. En hy vra die vraag: Here, is U die een wat moes kom? Of moet daar nog iemand kom? Hoekom dan die twyfel? Wil jy die gewig van daai vraag voel? Johannes het 'n Messias verwag wat onmiddellike geregtigheid sou bring, wat onderdrukking sou omverwerp en God se heerskappy pragtig in die wêreld sou vestig. En in plaas daarvan kom Jesus en hy genees siekes. Hy preek oor liefde en hy vergewe sondaars. Dit was nie die dramatiese wêreldskuddende revolusie wat Johannes verwag het nie. Johannes, die voorloper van die Messias, vra in wese: Here, het ek dit verkeerd verstaan? Het ek die Bybel, natuurlik van sy tyd, het ek dit verkeerd verstaan? En dan was daar die Joodse volk. Die Joodse volk so in die algemeen, hulle het verlang na 'n koning soos Dawid, hulle het gesoek na iemand wat Israel weer tot hulle vorige glorie sal herstel, iemand wat daar op die troon gaan sit en sal regeer vir altyd. Hulle was so gefikseerd op hulle prentjie van die Messias, vir al die Joodse leiers, dat toe hy voor hulle staan, toe kan hulle hom nie eens herken nie. In plaas daarvan, toe kry hulle 'n skrynwerker van Nasaret, wat op 'n donkie ry en leer hoe om jou vyande lief te hê. Jesus het nie aan hulle verwagtinge voldoen nie. En as ons eerlik is met onsself, voldoen hy baie keer ook nie aan ons verwagtinge nie. Hoe gereeld verwag ons van God om op 'n sekere manier op te tree, op 'n sekere manier in te gryp, en dan doen hy dit nie, en dan sien ons nie sy hand aan die werk in ons lewens nie. Soos Johannes en die Joodse volk, voel ons dikwels ontnigter wanneer God nie aan ons verwagtinge voldoen nie. Ons wil onmiddellike antwoorde hê op gebede. Ons soek dramatiese oplossings vir ons probleme. Of ons soek tydelike tekens van sy teenwoordigheid in ons lewens. Ons bid vir genesing, maar die siekte duur voort. Ons vra voorsiening, maar die stryd duur voort. Ons smag na vrede, maar die wêreld lyk meer chaoties as ooit. As ons eerlik is, dan is daar definitief tye wanneer ons teleurgesteld voel in God. Miskien het die lewe nie uitgedraai soos wat jy gehoop het nie. Miskien het gebede gevoel of het onbeantwoord bly. Of voel jy heeltemal verlate in jou stryd. En soos Johannes wonder jy, is dit, Here? Is U regtig by ons? Is dit hoe die koninkryk van God lyk? Is dit hoe hoop lyk? Advent nooi ons uit om al hierdie vrae, al hierdie twyfel weer na God toe te bring. Die seisoen van wag en verlange weerspieël die wag van die Joodse volk vir hulle beloofde Messias. Dit herinner ons daaraan dat God se antwoord op ons diepste behoeftes nie altyd is wat ons verwag nie, maar dat dit altyd is dit wat ons nodig het. Jesus is Immanuel, God met ons, selfs in ons teleurstelling. En dis die goeie nuus van Advent. Jesus voldoen dalk nie altyd aan ons verwagtinge nie, maar hy oortref dit
Ek gaan dit herhaal. Jesus voldoen dalk nie altyd aan ons verwagtinge nie, maar hy oortref dit. Sy tydsberekening en metodes daag dikwels menslike logika uit. Want God se weë is hoër as ons sin, is beter as ons sin. Kersfees herinner ons daaraan dat God dikwels op maniere werk wat ons nie minste verwag. Wie sou kon dink dat die verlosser van die wêreld gebore sal word as 'n kind? 'n Kwesbare baba wat gebore is in 'n stal en neergelê is in 'n krib. Tog het God daardie onverwagte oomblik gebruik om sy uiteindelike plan vir verlossing te openbaar. Jesus se antwoord aan Johannes die Doper was nie 'n eenvoudige ja of 'n nee gewees nie. In plaas daarvan het hy na die bewyse van die koninkryk gewys. Hy sê gaan kyk, gaan vertel vir Johannes wat jy gesien het, wat jy gehoor het, gaan kyk. Blinde sien, blindes loop, malaatses word gereinig, dooies word opgewek en aan armes word die boodskap van die goeie nuus verkondig. Nie eenvoudige ja of nee nie. Hy sê nie, maar kyk, as jy my nie glo nie, kyk om jou wat gebeur. Jesus was besig om Jesaja se profesie van die Messias te vervul, maar nie op 'n manier wat die mense dit verwag het nie. Die koninkryk van God het aangebreek, maar nie met politieke of militêre mag nie, maar met genesing en met herstel en met hoop. Jesus het gewys dat God se heerskappy in die harte van mense begin en lewens uiteindelik van binne na buite verander. En is dit nie mooi as ons daaraan dink nie? Die mooiheid van Advent, van hierdie wagtydperk, herinner ons dat God se weë is hoër as ons sin. Dieselfde God wat as 'n hulpelose baba daar in Bethlehem gebore is, werk steeds op maniere vandag nog wat ons verras en ons verstom. Sy koninkryk breek die wêreld in op die mees onverwagte plekke, deur dade van vriendelikheid, deur die transformasie van harte en uiteindelik deur die kruis en die opstanding. Dis die hoop van Kersfees. God het ons nie verlaat nie. Hy is aktief besig om die skepping te herstel. Een lewe op 'n slag. Selfs wanneer ons dit nie kan sien nie, selfs wanneer die lewe gewoon of teleurstellend voel, is God met ons. En is hy besig om lig in die duisternis te bring. En dit is tog die betekenis daarvan. Dit is hoekom Jesus gekom het. Immanuel, God is met ons. En is die uiteindelike belofte van Advent. God het nie ver van ons pyn en ons teleurstelling gebly nie. Hy het juis daar binne ingetree. Hy het ingestap en hy het een van ons geword. Hoekom? Sodat dit wat ons as mense nooit kon doen nie, sodat hy dit vir ons kon doen. Dit beteken dat maak nie saak hoe gebroke ons wêreld voel nie, maak nie saak hoeveel teleurstelling ons in die gesig staar nie. Ons is nie alleen nie. God is met ons in die wag, in die wonder, in die oomblikke wanneer die lewe nie sin maak nie. En omdat God met ons is, kan ons die toekoms met hoop tegemoet gaan. Advent gaan nie net daaroor om net terug te kyk na Jesus se koms nie, maar ook om vorentoe te kyk en uit te sien na sy wederkoms. Want die storie is nog nie verby nie. Die koninkryk is hier, maar dit kom nog in volheid. So verwag die onverwagte. Terwyl ons vir Kersfees voorberei, laat ons onthou dat God se manier van dinge doen ons dikwels verras.
Net soos die Jode nie verwag het dat hulle Messias as 'n baba sou kom nie, mag ons dalk ook nie verwag dat God in die stil, in die klein en die gewone oomblikke van die lewens sal werk nie. En tog is dit juis daar waar hy ons dikwels ontmoet. So kom ons benader hierdie tydperk met hernuide hoop en verwagting, nie vir 'n voorspelbare of 'n volmaakte Kersfees nie, maar vir die wonder van Immanuel, God met ons. Kom ons kyk na sy koninkryk wat op onverwagte maniere by ons wêreld inbreek. So omhels weer die wonder. Laat jouself toe om deur God verras te word. Soek sy teenwoordigheid in die klein, gewone oomblikke van die lewe. Hou vas aan die hoop, selfs wanneer Jesus nie aan ons verwagtinge voldoen nie. Vertrou dat sy plan beter is. Die blinde sien, die krepeles loop en die goeie nuus word steeds verkondig. En berei voor vir die koninkryk. Advent nooi ons uit om in afwagting te lewe. Net soos die eerste Kersfees in die stilte van 'n wagtende wêreld ingebreek het, breek God se koninkryk in ons in. Hierdie Kersfees moenie dat die teleurstelling van die lewe jou gevoel van verwondering beroof nie. Moenie toelaat dat onvervulde verwagtinge jou beroof van die vreugde van God met ons nie, en dat jy hom mag ken. Jesus voldoen dalk nie altyd aan ons behoeftes nie, maar hy oortref dit altyd. Sy koninkryk is groter as enigiets wat ons kan voorstel. En sy teenwoordigheid is uiteindelik die grootste geskenk van almal. Hoor weer die woorde oor ons Here Jesus wat Jesaja honderde jare voor sy koms gespreek het. Ons het dit nou gesing ook. Vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Ja, die ware hoop van die wêreld het nie in die vorm van mag, beheer of menslike oplossings gekom nie. Daai volgende skyfie is nou duidelik weer wat ons kan sien. Dit het gekom van krib, 'n kruis, 'n koning. Dit het gekom in die vorm van 'n kind. 'n Verlosser wat die gewig van die wêreld op sy skouers dra. Hierdie kind, gebore in 'n stal, neergelê in 'n krib, is ons wonderbare raadsman, wat ons met wysheid en met liefde lei. Hy is ons magtige God, wie se krag ons ondersteun in elke beproewing. Hy is ons ewige Vader, wat ons in sy ewige sorg intrek elke dag. En hy is ons vredevors, wat ons met God en met mekaar versoen. Dis die wonderwerk van Kersfees. God het in ons gebroke, die mekaar wêreld ingestap, nie op 'n manier wat ons verwag het nie, maar op die manier wat ons dit die nodigste gehad het. Jesus is die vervulling van al ons verlange, die antwoord op al ons vrae en die hoop wat ons nooit sal teleurstel nie. So hierdie adventseisoen, laat ons oë ophef buite die tydelike en die gewone dinge. Kom ons aanskou die kind wat alles verander, want in hom vind ons die vrede, die vreugde en die hoop waarna ons nog altyd gesoek het. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bely dat ons dikwels teleurgesteld is wanneer U nie aan ons verwagtinge voldoen nie. Help ons om op U groter plan te vertrou
en om U hand aan die werk te sien in die onverwagte. Vul ons harte met hoop en vreugde hierdie adventseisoen, terwyl ons wag vir die viering van U seun se geboorte. Here Jesus, mag ons daaraan herinner word dat U altyd met ons is, net soos U beloof het, en dat U lig, liefde en verlossing na ons wêreld gebring het. Help ons deur die werk van die Heilige Gees om so hierdie wonderlike boodskap ook uit te dra na almal, tot U eer alleen. Amen. Ons gaan afsluit met lied 365 en so gaan ons saam met die engele en saam met almal sing oor hierdie wonderlike boodskap, hierdie wonderlike nuus wat ons het om vir die wêreld te gaan vertel. Na die slotlied gaan U bly staan vir die seën en daarna verdaag ons. Oor die blye lied aan die koningsseun gebed, tree op aarde God Heer, uital tot die sondaar neer. Wat om liefheid sing, op geen dank te bring, gaan juist met hart en stem, God word mens in Bethlehem. Aan die koningsseun gebed, Jesus ware vrede vors, kom vir ons volk verlos, daar altyd en elke land, kom bevryding deur sy hand. Sloot het hy getaal, vir ons lewe duur betaal, vrys gemaak en rondgevind, is ek ook 'n koningskind, almal vir sy koms verlos, dank en lof die vrede vors. Mag die lig van Kersfees, voorspel deur die profeet Jesaja, julle harte vul met ontzag en verwondering, want vir ons is 'n kind gebore, aan ons is 'n seun gegee en die heerskappy sal op sy skouers rus. Mag sy naam, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader en vredevors, die lied van julle harte en die vreugde van julle lewens wees. Mag sy oneindige koninkryk vir jou hoop bring in elke seisoen en sy vrede heers oor jou en jou geliefdes. Terwyl jy hierdie Kersfees jou verwonder oor die geskenk van Christus, mag jy vervul word met dankbaarheid vir God se liefde, verwondering oor sy verlossingsplan en vertroue in sy ewige beloftes. Gaan in die seën en vrede van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en juig in die heerlikheid van Immanuel, God met ons. Amen.